paar enkele afkondigings. Ja, doop van Erasmus en Cecilia van Zyl, zijn dochtertje, Ria van Zyl. Ik hoop dat ik die naam recht gezegd. En dan is er zo'n paar verjaarsdagen. Willie Maton, 29e, 1 mei, Dani Visser, 2 mei, Madeleine Lau en Sander Smit. En die 3 mei is van Zyl Brand Senior. Dan wil ik net van my kant af baie dankie sê vir almal gister. Dit was voorwaar remonereerd geweest vir die bywoning, vir die werk wat almal het hulle hande opgemaak het en bygedra het. Dit is voorwaar groot sien. En die bedrag ook by mekaar gemaak is. Ek sê die vader baie dankie daarvoor. Daar wil ek net weer gedoen André Benaar, my kom sê en baie dankie dat hy ingestaan het vir ons gister en weer vanoggend. Hy is hier vir die boodskap en baie dankie weer. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters. My ondervinding, my ervaring is gister, dit is lekker om tussen julle te kyk, want julle is 'n klomp lekker mense. So dit maak dit baie lekker en ons het baie goeie geleentheid. Baie dankie daarvoor. Dankie om so deel te wees van medegelowiges wat ek op so 'n wyse met mekaar kom. Kom ons raak stil en ons soek die aangesig van die Here. Here, onze Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing U magtige werk wat U tot stand gebring het. Amen. Geliefdes van Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus, wat hy vanmôre met ons deel deur die werking en die teenwoordigheid van sy Gees, maar ook waar ons as medegelowiges so rondom die woord by mekaar kom. Kom ons sing 'n loflied, lied 190, al die verse, dis 'n lekker loflied, baie bekend. Kom ons sing dit tot eer van die Here as 'n loflied. Yeah.
Broers en susters, ons het vanmôre die voorreg om die sakrament van die doop hier te bedien. Dit is eintlik 'n wonderlike geleentheid, want dit is op hierdie manier wat die Here ook weer vir ons 'n tasbare teken kon gee. Om vir ons te verseker dat sy genade vir ons en ons kinders, wat nog niks daarvan verstaan nie, dit is vir ons geldig. Ek gebruik die voorbeeld om te sê, dis soos 'n kwitansie wat vir jou uitgereik word. Die kwitansie sê vir jou, hierdie is vir jou 'n bewaring. Jy gaan net weet wat waar is, as jy dit gaan opeis. Voor jy dit nie gaan opeis nie, dan gaan jy nie weet wat waar is. Die doop is so 'n wonderlike teken. God se beloftes is vir ons waar, en die oomblik as dit opeis, dan sien ons die egtheid en die waarheid daarvan. Erasmus en Cecilia van Zyl, hulle gaan vanmôre Dr. Elia hier tot ten doop bring. Kom ons luister vanmôre saam met hulle, gaan ek kies skrif lees toe, ons gaan kies die doop toe. Kom ons luister saam met hulle vanmôre na die formulier vir die doop, en dan gaan ons hulle vorentoe roep om hier op die vrae te kom beantwoord. Eerstens, wat is die betekenis van die doop? Die doop is ons verstaan van die Ou Testament waar God 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan het. Hulle is met 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Christus Jesus ons verlosser is. En dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf van ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierin ingesluit, al verstaan hulle nog niks daarvan. Die betekenis van die doop kan baie maklik verkeerd verstaan word. Dis nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense of gebruik onderhou nie. Dit is ook 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dis egter ook nie die geleentheid waarby die kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind. Kom ons gaan nou lied 290, die eerste verse, en dan gaan ek vir Erasmus, Cecilia, en die ouma grootjies, grootouers, almal, kom staan asseblief hier voor, want julle is die mense wat saam in hierdie kind se lewe die eerste vormingsjare vir hulle gedaan vorm. Kom ons in die 290 vers 1 en 2, en dan kan die paartjie na vore kom met die oupas en die oumas en almal wat nou verbind is in hierdie vorm.
Nou waar is die oppas die ouers? Is hulle dan bang vanmôre saam met die kinders, die klein kinders hier kon staan en so sien? Ja, staan asseblief sodat hulle julle sien nie in die agterkant. Hallo, Erasmus, Cecilia. Ek wil ook julle die vraag vra, wat julle gaan beantwoord, die verbinding, waarvoor julle self die verbind. Klein ja verstaan ook niks van die woord nie. Maar soos het groot word, gaan julle dit van leer deur julle lewe, en deur julle wat julle van het leer. En wat gaan julle van sê, bely julle, dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan en nogtans in Christus aan God behoort. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, en soos die belydenisskrifte dit verwoord, en as die ware en volkome leer van verlossing. En beloof julle om vir klein Lea in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig vir haar voorbeeld te wees in die lewe hiervan. Erasmus en Lea, julle gaan antwoord namens haar en julle gaan die belofte aan haar oordra. Kom ons draai iets van. Lea van Zyl. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Here, klein Lea verstaan niks van die water wat op haar kop gesit is. Maar dis die wonder van die evangelie. Op 'n manier ontsluit hierdie evangelie, soos ons net gesing het voordat ons kon vra, het die Seun ons tot gedra en dit aan ons openbaar, net so gaan dit in haar openbaar. En die eerste mense rondom haar om vir haar in die leefdame te lei, is Erasmus en Cecilia, en die mense rondom hulle. En daarom het ons die wysheid en genade en leiding baie nodig. Ons bid die Here dat U hulle sal vashou en vir hulle leiding sal gee om in 'n tyd waarin ons leef te weet presies hoe en wat hulle hierdie kinders van hulle moet grootmaak. Sodat hulle die volle inhoud van hierdie belofte vir hulle self kan toeëien. Baie dankie Here dat U aan onsself kon verbind, terwyl ons nog nie die behoefte of die begeerte of die verstaan het van wat dit is om die kind te wees nie. Dankie dat U vir ons 'n sigbare teken gee, water, om ons daarop te herinner. Dankie vir 'n doopgeleentheid. Dankie vir 'n familieaangeleentheid. Ek bid nou Here dat U hulle styf sal vashou in hierdie tyd en sal seën in die grootmaak van die kinders. Gee ook Here dat hierdie kinders vir hulle en vir U kerk tot seën sal wees. Ons bid so U tot eer. Amen. Kom ons sing die tweede vers van die 290 is 'n seënbede vir hulle saam, dan sal ons net graag aan hulle ander wil gee en geluk sien. Yeah.
Ouma groet. Ouma. Nog 'n ouma groet. Dit is 'n wonderlike voorreg. Ouma groet. Ja, dit is 'n wonderlike voorreg. Dit is ouma. Ouma groet. Kyk maar. Yes, is 'n wonderlike kinders wat albei ouma groetjies op groetjies die woorde doen. Wat 'n wonderlike voorreg. Baie. Dis nie nou baie. As ek net die laaste woord rondom die doop mag hê. Kinders is soos klein plantjies wat groot word in 'n gemeente. En die gemeente is die ruimte waarin die kinders groot word. As 'n plantjie klein is, dan kan jy nie te veel met die plantjie. Want sy ou nervies is nog ding in die plantjie is nog baie teer. Om daai plantjie lekker en goed groot te maak. Wat doen ons? Ons hou die gedeelte om onkruid vry. Ons gee hom genoeg kos en water. Hy raak self groot. En dit is presies wat kinders moet beleef. 'n gemeente en 'n gemeenskap moet 'n ruimte skep waar kinders onbevange kan groot raak in 'n omgewing waar alles wat goed en mooi is vir hulle moontlik gemaak. Dis soos ek die grootmaak van 'n kind verstaan. Dis soos ek dit sien. Dis soos ek dit in die dag van die woord ook verstaan. En die gemeente is hierdie ruimte. Eers die huisgesin in sy kleine, dan die uitgebreide huisgesin, die oupas, die ouma grootjies, en die uitgebreide gesin, en dan die gemeenskap. Die gemeente rondom hierdie kind. En broers en susters, dit, hoe sê die Engelse spreekwoord, ek nie goed in Engels, maar it takes a village to raise a child. Dit is presies wat moet gebeur. En mag julle en ons almal dit nooit vergeet. Want klein Lia, sy gaan nie doen wat pa en ma vir haar sê, sy gaan doen wat hulle doen. Sy gaan doen wat sy sien mense rondom hom. Kinders is baie meer na apers as wat hulle luister op muziek. En dit is die wonderlike van die genade. Baie dankie. Wat 'n voorreg. Kom ons gaan vanmôre voordat ons uit die woord van die Here saam lees, gaan ons eers ons oë sluit en ons gaan die Here vra dat hy ons genade sal aanraak deur hierdie woord. Hemelse Here, ons wil vir baie dankie sê dat ons in 'n gemeente, in 'n gemeenskap die geleentheid het om nie net gister 118-jarige viering te kon vier waarom hierdie gemeente bestaan het nie, maar ook Here dat ons vanmôre kan stil raak rondom die doopvonk, waar ons gesien het hoe 'n kind die waterdruppels ontvang as 'n teken van die belofte en seën. Dankie dat u woord in ons midde lê vanmôre. Dankie dat ons vir u mag vra om ons te lei as ons hierdie woord lees en dit saam oordink. Want deur die lees en die verstaan en die oordeenking van hierdie woord, Here, het ons op 'n manier tot geloof gekom. Het u ons aangeraak en is u elke dag nog steeds besig om ons aan te raak en is u besig om ons te lei en rigting vir ons lewe te gee, sodat ons as die kinders in hierdie wêreld kan leef. Baie dankie dat ons in afhanklikheid so voor u mag buig, met die wete Here dat ons insig en ons verduidelikings en ons pratery oor die woord baie gebrekkig is, omdat dit baie keer maar ons eie denke is. Maar dan weet ons Here dat u Gees die naprediker raak van die woord
wat ten spyte van die kromstokke, wat ons is, Here, tog regheid aan kan sien. Dankie dat dit so is en dat ons so kan bely. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek het nou nogal so 'n langerige skrifgedeelte of twee wat ek vanmôre met julle wil lees. Kom ons begin met Psalm 119. Ek sal dan nie die hele Psalm lees nie, net so enkele verse daarvan. Ons gaan van die 1ste tot die 16de vers lees. U woord vergeet ek nie, die opskrif, hy sê dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie, en in sy weë wandel. U het die bevele gegee, dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan die voorskrifte kan hou. As ek al die gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepaling is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek U loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan die voorskrifte hou. Moet my tog nooit verlaat nie. Hoe kan die jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan U woord. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van die gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde toe. Aan U kom die lof toe, Here. Leer my die voorskrifte, al die bepalinge, wil ek een vir een opnoem. Om volgens die verordeninge te lewe, gee vir my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly by my altyd by my. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek verlustig my in die voorskrifte, U woord vergeet ek nie. Vers 49 en 50. Onthou nog die woord aan my, die woord waarop U my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende, dat U belofte my in die lewe hou. Dan wil ek ook omlaai na Matteus toe, Matteus die 5de hoofstuk, het dit nou die dag gelees, ek gaan dit net vinnig weer lees, vers 17 tot 20. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat dit alles voleindig is. Wie dan een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dan ook ek Matteus 6 vers 25, 6 vers 19 tot 21. Moenie vir julle skat op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel, en maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Vers 21, vers 25, daarom sê ek vir julle, hoe julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggame, oor wat julle moet aantrek. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie. Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie.
As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so voorsien, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg, die julle klein gelowiges. Julle moet, julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek. Dit is alle dinge waaroor ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook in al hierdie dinge gee. Moet julle dis nie bekommer oor môre nie. Van môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Broers en susters, dis die woord van die Here, en ons gaan dit vanmôre so oor die geheel van hierdie gedeeltes saam oordink. Ek het 'n opskrif of 'n tema gekies vir hierdie woordbediening prediking. Die Bybel is skat en 'n wet vir ons. Nou, ek wil nou 'n vraag vra as ek die woord wet vir julle sê, wat hoor julle? So graag gehad dat julle nou reageer of my sê, wat verstaan julle as julle die woord wet hoor? Dis 'n riglyn. Ek weet, riglyn. Dis 'n riglyn. Ja, of riglyne. Ja. Nog iemand. Ja, moet my nou help, want ek het nou 'n ander engel ingeslaan wat julle nou my op wil sit. Dis heelwaar, hè? Dis heelwaar, hè? Die woord wet is, ek dink ons nie aan 'n wet as 'n klomp reëls en goed wat wil neergesit word. En dan dink ons ook aan wet as iemand 'n wet instel, dan moet die wet op 'n manier gehandhaaf word. En om 'n wet te handhaaf het 'n ou gewoonlik iemand wat die wette moet kan afdwing. Want wette wat nie afdwingbaar is nie, beteken eintlik niks. Ons mag nie steel nie, dis ons landwet sê, jy mag nie steel nie. Maar as jy steel is dit nou nie so vreeslike sonde nie. Want ons het nie meganismes om die wette af te dwing. Jy mag nie vinniger as 120 op die nasionale paaie ry nie. Maar as jy nou vinniger as 120 ry, en daar is nie 'n ou met 'n kamera wat jou afneem nie en vir jou mooi fotootjie stuur met jou spoed daarby nie, dan kom jy weg daarmee. So kan ons oor al hierdie goed sê wette. Wette is, as daar 'n wet gemaak is, dan moet daar iemand wees wat hom kan handhaaf, of hy moet afgedwing kan word, anders beteken hy niks nie. Dis een manier van dink aan wette. Kan julle my gelyk gee dan? Ja. 'n wet is so 'n tipe dokter. Sê gewoon, ek het ook gehoor. 'n wet is 'n tipe dokter. Ja, precies dokter nie, ja, maar nou na die ander kant skoolreëls is ook so wette, hè. Hoekom is skoolreëls gemaak? Omdat nou niks moeilikheid is. Sodat hy die skoolreëls maak. En as jy nou die skoolwette oortree, ek weet nie hoe word julle deesdae gestraf, maar destyds ek op skool gewees en die onderwyser my ingeroep dat hy so rotang waar uitgetrek en ek wil 'n paar houe, hy het my so rang gegee. Dit is met ander woorde wette is daar gewees om die rigting waarin die goed moet gebeur te lei. En dit waar jy sê dis 'n rigtinggewing. Nou die woord van die Here, dit het ons nou gehoor hier in die gedeelte wat ons gelees het uit Psalm 119 en ook die gedeelte uit Matteus uit. Die Here het vir ons sy woord gegee as 'n riglyn. Maar hierdie woord ontsluit vir ons 'n ongelooflike skat.
in Lukas, as hy in Lukas praat oor hierdie skat in Lukas 12, dan sê hy, dit is soos 'n skat wat jy ontdek in wanneer jy land loop. Hy sê, as jy daai skat ontdek het, dan verkoop jy alles wat jy het, en jy koop daai stukkie land met die skat wat jy jou eie maak. Lukas 12 vers 22 tot 34, ja, kan dit vandag gaan lees. Hy daar is ook verskillende voorde. Of 'n perl, die perlhandelaar, wat hierdie kosbare perl ontdek. En die oomblik sy dat perl ontdek, dan doen hy alles in sy vermoë om hy perl te bekom. Die woord ontsluit vir ons hierdie skat. Die woord ontsluit vir ons die skat, waarom ons vanmôre vir klein Lea kon doop, en van sê, Lea, jy verstaan ook niks van sonde nie. Maar God het in sy seun vir jou uitgekies om sy kind te wees, en haar ouers het gesê, ons gaan haar so groot maak, dat sy dit verstaan. Hoe het die formuleer gesê, op grond van die feit, sonder dat ons dit verdien, omdat Christus gesterf het, kan hy dit nou vir ons as 'n geskenk aanbied. Waar ontdek ons dit? Ons ontdek hierdie skat in die woord. Ons ontdek hierdie skat in die woord, dat hy vir my sê, die woord raak 'n riglyn vir my lewe, wat my op koers hou. En as ek op koers is, dan gaan hierdie riglyn vir my help om 'n goeie lewe te hê. 'n lewe vol vreugde, vol geluk. Hierdie riglyn vir ons lewe gaan my help om met mense rondom my oor die weg te kom. Hy gaan my help om in die regte verhouding met die Hemelse Vader te leef. Hy gaan my help om in die regte verhouding teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor almal rondom my te leef. Dis 'n skat wat ons ontdek wanneer ons hierdie woord van God lees. En hierdie skat word ontgin na mate ons die woord lees. Maar die wet van hierdie woord is totaal iets anders as die wette waaraan ons normaalweg dink. Want hier is nie iemand wat vir jou en vir my gaan kon toesluit as ek nie hierdie wette of hierdie riglyne wat God in sy woord vir my gee, gaan navolg nie. Maar ons self in skade lê. Ons self in skade lê. Dis 'n totaal ander wet. En dit is hoekom ek dink die riglyne is vir my baie beter woord. Maar as ons dink aan die wette en die gebooie en die goed wat hy vir ons voorhou hier, as God se wette vir ons lewe, dit word nie afgedwing nie. God gaan ons niemand inroep en ons pak slaag gee as ons dit nie nou doen nie. Maar as ons dit nie doen nie, dan gaan ons skade hê. Dan gaan ons skade in die lewe lê. Dan gaan ons verhouding seer kry. Ons verhouding met God en ons verhouding met mekaar. En dit is presies wat Psalm 119 ook sê. Hy sê die gebooie en hierdie wette help vir ons om dit te ontdek. Die skat wat ons daarin ontdek, help vir ons om die lewe te leef met vreugde en blydskap. As Christus met hierdie wette omgaan en hy sê vir die mense in die bergpredikasie, julle moet onthou, ek het nie kom om hierdie wette en bepaling ongeldig te maak nie, maar hulle 'n volle betekenis te gee. Dan kom hy by die punt waar hy sê, soek eers die koninkryk van die hemel. Alle ander goed sal in plek val, maar soek eers die koninkryk. Die koninkryk kan ons ontdek in die skat van die woord. Op 'n manier is daar 'n misterie rondom die lees van die Bybel. Daar's 'n misterie rondom die lees van die woord. Broers en susters, vriende, daar kom oortuigings in ons lewe wat ons nie weet hoe dit daar gekom het nie.
maar deur die Gees van God oortuig hy ons van 'n ander leefwyse. Hy oortuig ons van 'n leefwyse waar ons gerig is, nie op hier en nou nie. Hy oortuig ons van 'n leefwyse waar ons gerig is op 'n lewe na hierdie lewe. Want ons almal weet dat ons ouer gaan raak. Partykeer is dit nie beweeg dat jy ouer raak nie. Partykeer kan jy sterf om voor jy nog oud is. Maar ons weet almal, as die wederkoms nie gaan plaasvind voordat ons gaan sterf, is dit doodseker dat ons iewers gaan sterf. So daar is 'n ander lewe wat ons onsself moet voorberei. En die woord is hierdie skat wat vir ons help om onsself voor te berei vir daardie lewe. Broers en susters, dit is die wonderlike, hierdie skat gaan ek en jy net ontdek as ons die woord lees. En ek wil maar die klem daarop lê, ons moet dit self lees. Want as ek nou hier naïef, wat ek probeer vanmôre die woord verduidelik, rondom die gedeelte preek, en julle maar net die een manier hoe ek gaan kyk het na die woord. Julle het heel moontlik ander manier wat baie ander goed insluit wat ek vanmôre misgekyk het. Maar die wonder van die woord is, dat God deur sy Gees, want as hy in Johannes die 14 hoofstuk, as hy sy disippels voorberei op sy hemelvaart, dan sê hy van hulle, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want wanneer ek weggaan, dan kom hy wat na my kom, die Heilige Gees. En hy gaan julle almal lei in volle waarheid. Hy het nie net sy Gees vir spesifieke mense gegee nie, hy gee dit vir ons almal, om ons te lei in volle waarheid. Daarom is die woord en die inhoud van die woord, die verstaan daarvan, is binne elkeen van ons vermoë. Ons moet dit lees. Die Here sal ons belig en verlig en oortuig van sy woord. In Johannes die 4de hoofstuk, dan kom ou Nikodemus, die hoëpriester, skrifgeleerde na Jesus toe in die nag, hy wil nie die ander mense moet hom sien, dan sê hy vir hom, Rabbi, mense wat iemand wat hierdie goed doen, u is nie die gewone nie, u is 'n rabbi. Nou, vra Jesus vir hom, wat uit die mens is mens, maar wat uit God is dit die ewige lewe. En God oortuig ons deur sy woord. So broers en susters, ek wil vir u vra, gebruik hierdie skat wat ons midde, lees hom. Lees hom oor en lees hom weer en weer. Want deur om te lees, dan gaan God deur sy Gees hierdie skat in my en jou lewe ontsluit. En hy gaan vir ons lewe, hy gaan ons lewens vorm om in te pas by die riglyne en die leefwyse waarin ons met vreugde kan leef. Ja, hy gaan verstellings maak in ons leefwyse, want in ons huidige leefwyse is ons dikwels daarop ingerig of daarop gerig om vir hier en nou te voorsien. Ek weet nie wat alles nie, ons bekommer ons oor klere, oor kos, oor al hierdie goed. Die Here sê vir ons, dis bysake, dis sekondêre sake, die primêre saak is, kom in die regte verhouding tot my, die ander goed sal ek self in plek bring. Die siente het verdwyn, en julle sal weet dat by geleentheid is die sien wat ons gekry het, ek weet nie wie van die kinders het nog weet nie, maar op die siente was 2 mossies op die agterkant. En dit was 'n gebruik wat direk in die Bybel gekom. Dit was 'n besluit wat die destydse mense geneem het om te sê, as 2 mossies vir 'n stuiver of vir 'n sent, ons sê maar 'n stuiver verkoop word. Die kleinste geldeenheid was aangedui om te sê, dis dit wat mossies werd is. Hoeveel te meer is ons nie werd vir God nie. As hy omsien na mossies, hoeveel te meer is ons nie werd vir God. Broers en susters, vertrou hom.
Dis die skat wat hy vir ons sê, as ons daardie skat ontdek, dan is die lewe vir ons 'n wonderlike vreugde. En bekommer ons nie oor die klein goedjies nie. Goed waarom ons niks kan doen nie. Want bekommernis is dikwels die goed wat ons geen inspraak mee het nie. Daarom maak ons onsself moeg dan. Die Here sê vir ons sy woord, hy sê vir ons die skat oopmaak, die skat wat ontdek, om 'n verhouding met hom te leef. Al hierdie ander goed kom aan van self by. Eintlik 'n wonderlike en ontspanne wyse van lewe. Mag die Here vir u en vir my help en altyd vir ons dit voor oë hou om hierdie skat van hom in ons midde te neem en dit te lees, dat ons daarin die riglyne kan sien. As ek dan sê wette, dan sê ek die riglyne wat ons in die regte verhouding met hom en met mekaar plaas. En ons gehoorsaamheid lê in ons begeerte om te lewe volgens dit wat hy vir ons leer, die regte. Amen. Kom ons gaan saam bid. Trouwe Hemelse Here, ons dank u dat u woord, wat ons al oor soveel eeue lees en oor soveel eeue probeer bestudeer, nog altyd vir ons nuut bly, daarom vir ons die lewende woord bly. Dankie dat ons hier in 'n gemeenskap as u gemeente op 'n bepaalde plek en 'n bepaalde tyd hier geplaas is, om so te lewe dat mense die skat in hulle lewe kan raak sien. Dankie vir hierdie riglyn wat u vir ons gegee het, as 'n riglyn om ook in die regte verhouding met u en met mekaar oor die weg te kom. Here, ons bid vir genade, dat ons gehoorsaam sal leef aan dit wat ons leef. Want hier is nie 'n opperbevel wat hierdie wet en hierdie riglyne op ons lewe gaan afbreek. Dit gaan lê in ons begeerte, in ons verhouding met u, sodat u welbehaag lê in wat ons doen en wat ons sê. Baie dankie, Here, dat ons vir u mag vra om ons deur die woord aan te raak, om so te lewe, sodat die vrug van ons lewe die verheerliking en die uitbou van die koninkryk sal wees. Dankie, Here, dat ons saam met u kinders wat hier bly, die vreugde kan deel om koninkryk van die hemel voorop in ons lewe te stel. Ons eer u naam daarvoor, dat u vir ons sorg dra, omdat u ons gemaak het, nie bietjie minder as die hemelse wese, en u seun gegee het, om ons met u self te versoen. Dankie ook, Here, dat ons kan terugkyk op 'n dag soos gister. Dankie dat ons kan terugkyk oor 118 jaar en telkens kan stilstaan by u genade. Ook, Here, in die opgewondenheid van 'n nuwe leier wat kom na die gemeente, 'n nuwe predikant wat kom. Dankie, Here, dat ons vir u leiding ook daar kan bid. Seën ons nou, Here, in u woord, en dat ons onder leiding van die Gees die skat in ons lewe ontdek en as 'n riglyn af op ons lewe. Amen. Ons gaan nou vir die diakens 'n geleentheid gee om by die om te kom met die dankoffersakies. As jy 'n liefdegawe kan jy dit vir hulle gee.
Broers en susters, ek het nagelaat om nog een ding te sê, die mooi papier opvat, dus ek het nagelaat om dit te sê. Wat steel dikwels ons vreugde in die lewe? Is dit nie maar vrees nie, bang wees nie. En die Here Jesus in die woord leer ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te vrees nie. Vir die grootste ding waarvan ons bang is, die Here is altyd daar. Dis die skat wat hy vir ons sê, ons hoef nie bang te wees nie. Kom ons sluit af met die 258, ons sit al drie die verse, as 'n slotlied hier, die 258 al drie die verse. Versekering dat wat ons hier gesing het en wat ons vanmôre gehoor het, alles waar is. Want die belofte van die woord lê in God self. Die uitkoms van die woord, die skat van die woord lê in God self, waar hy homself aan ons openbaar. En daarom kan ons mekaar vanmôre verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die leiding, die ondersteuning, die dra, die wysheid, die insig van sy Heilige Gees, by elkeen van ons sal wees en bly. Amen.